Goeiemôre, liewe vriende en familie. Baie welkom ook by die herinnerings- en troostdiens van Marius Kemp, wat gebore is op die 9de van Oktober 1954 en oorlede is op die 25ste Desember van hierdie verlede jaar 2024. Ek wil maar net sommer hier van vooraf ook vir julle almal, ek glo dat as ek gekyk het na die, kom ons sê, die foto mosaïek wat van Marius opgestel is en wat julle ook in julle bindeltjies ontvang het, is hy altyd so omring deur mense en deur vriende. Dit lyk vir my hy het 'n groot vriendekring gehad, alhoewel ek homself nie geken het nie, maar baie welkom aan julle almal, ook die wat deur die stroming met ons is. Mag hierdie erediens regtig waar gaan oor die herinnering aan 'n baie goeie vriend en pa en wat julle almal deur die jare heen mee kennis opgemaak het. Ook sê ek verstaan daar's nog 'n broer en susters ook van hom hier. So mag die Here bo alles ook vir julle vertroos en julle bemoedig in hierdie tyd, hierdie hartseer tyd, en mag julle weet dat die Here ook julle vorentoe sal dra en neem op die pad wat hy ook vir julle bestel het om op te loop. So kom ons raak net rustig en dan bid ons net weer saam. Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om in hierdie oggenduur, hierdie pragtige oggend hier in Kuiberga, Port Elizabeth ook saam te kan wees om te kan nadink oor 'n pa en 'n man, 'n broer, 'n vriend wat U oor soveel jaar, 70 jaar vir ons aan hierdie wêreld geskenk het. En Here, ons almal moet saamstem dat hy werklik ware geskenk uit U goddelike hand uit was. U het hom eens op 'n tyd gemaak en U het ook vir hom onderhou en vasgehou, vir hom versorg met alles wat vir hom nodig was om ook sy invloed in hierdie lewe te kon uitoefen. En baie dankie dat ons ook kan weet hy het dit voluit gedoen. Ons eer ook sy nagedagtenis, want ons weet ook dat dit U is wat dit vir hom gedoen het en wat hom ook gebruik het op U besondere manier om vir ons tot diens te wees. En nou wil ons maar net vra, Here, dat ook wanneer U woord aan die woord kom, ons sal luister wat U vir ons wil sê in hierdie oomblikke, sodat ons ook verkoop hiermee mag weggaan, vertroos met die wonderlikste herinneringe wat U ook deur hom vir ons gegee het. Wil U al die eer en die heerlikheid ontvang, Here, wanneer ons ook hierdie diens aan U kom opdra. Ons kom bid dit alleen maar in die naam van ons Here Jesus Christus en met groot dankbaarheid. Amen. Liewe Santja, Dominique, Sandra, familie, almal van julle wat hier is, toe ek so deur die huldeblyke wat julle ook in julle pamflet gekry het, gegaan het om te kyk waaruit die Here ook vir my kan lei om 'n boodskap vir julle te bring wat vir julle miskien meer sal herinner ook aan Marius, of soos ek sommige van julle geken het as Kempie. Toe is ek gevat na 'n gedeelte van Prediker toe. Prediker 3. Prediker 3. En is 'n baie bekende gedeelte. Daar is al soveel liedere gekomponeer oor hierdie gedeelte in Prediker 3 en daarom wil ek maar vra dat ons almal weer mooi sal luister na hierdie woorde, want dit is so van toepassing op elkeen van ons se lewe. En dit geld vir almal van ons. Daar staan byvoorbeeld in vers 1: vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Daar is 'n tyd vir elke saak onder die hemel, 'n tyd om geboorte te gee en 'n tyd om te sterf, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek wat geplant is, 'n tyd om te skeur en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. Alles het hy mooi gemaak, die hy met 'n hoofletter God mooi gemaak op sy tyd. Hy het ook die besef van tydsduur in mense se harte gegee, sonder dat die mens enigstens die werk van God van begin tot einde doen en dit kan pyl. Ek het besef dat daar tussen hulle niks beter is nie as om vreugde te ervaar
en die goeie te geniet in die lewe. Ja, elke mens, dat hy eet en drink en die goeie geniet, by al sy inspanning, dit is 'n gawe van God. En ek het besef, dat alles wat God doen, vir altyd sal bestaan. Tot sover die skrifgedeelte, mag die Here ook sy woord aan ons elkeen seën in hierdie oggend. Ek dink, as 'n mens so daaroor nadink, dan is die dood nooit 'n maklike saak vir 'n mens, om, wil mens sê, te verstaan nie, of om te begryp nie, of om sommer maar net verby te leef nie. Want die dood kom nooit op 'n gerieflike tyd na mens toe nie. Dis nooit vir enige een van ons gerieflik om te sê, hierdie persoon kan nou maar doodgaan nie, of ek kan nou maar doodgaan nie, of dit is nou vir my 'n goeie tyd om afstand te doen van hierdie persoon. Dit bring altyd hartseer mee, want dit kom breek die teerste liefdesbande tussen mense. Want jy weet dat hierdie persoon vir wie jy so lief was deur al die jare, en vir wie jy soveel omgegee het, jy gaan daardie persoon nooit weer aan hierdie kant van die graf in hierdie lewe weer sien nie. Dis klaar, die dood het 'n sekere finaliteit in hom, wat ons nie kan keer nie, en waaraan ek en jy as mense niks kan doen nie. Daarom word die dood ook beskou as die mees traumatiese ding wat enige mens kan beleef. En so was dit ook met die prediker-skrywer gewees. Hy het ook maar sy quota van dood ervaar. Daarom kon hy hier in hierdie hoofstuk 3 al sommer sê, daar's 'n tyd vir alles. Dis nie dat dit lekker is om plante te plant en plante uit te trek nie. Dis nie lekker om te kan die een oomblik lag en die ander oomblik te huil nie. Die een oomblik te kan rou en die ander oomblik te kan dans van vreugde nie. Dis nie lekker vir enige mens om die een oomblik 'n persoon vir wie jy so lief is in lewende lywe hier by jou te hê, en aan die volgende oomblik te moet sien hoe daardie persoon oorlede is nie. 'n lewelose liggaam geword het nie. En tog is dit op ons almal se pad. Maar nou kom die predikerskrywer en kom gee hy ook in hierdie omringende gedeeltes, kom sê hy vir ons, daar is tog 'n paar mooi positiewe goed wat ek en jy kan leer rondom die dood. Rondom hierdie finale ding van die dood. En die eerste ding waarvan hy praat, is dat hy sê, wanneer 'n mens by so 'n geleentheid kom, soos by hierdie oggend se geleentheid van Marius se begrafnis, troos, roudiens, sy herinneringsdiens, dan besef ons weer hoe kosbaar tyd is. Hoe belangrik tyd is. Want tyd gaan verby en jy kan nooit weer tyd terugkoop nie of terugwens nie. En dis wanneer ons so rondom die finaliteit van tyd te staan kom, dat ons weer besef hoe kosbaar is die tyd wat ons het, en dat ons nie hierdie tyd wat ons het en wat ons leef, moet misbruik, of verby laat gaan, of met beselagtighede moet besig wees nie. Ons moet die kosbaarheid van die tyd wat ons het, moet ons gebruik, om sinvolle goed daarmee te doen. Sinvolle goed soos om die doel waartoe God vir ons as mense geskaap het, om met ander mense om te gaan, om met hulle te spandeer, om liefde te bewys, om te doen, hulpwerk te doen, wat ook al en waartoe die Here ons ook al mag roep, dit moet ons gebruik om by ander mense te kom, om sodat ons ook waarde kan toevoeg. So baie mense leef hulle lewens vol van goed wat niks seggend is nie, wat nie waarde het nie, wat nie waarde tot hulle eie lewens toevoeg of tot ander mense toevoeg nie.
Die prediker het dit veral op die oog dat ons tyd sal gebruik om ook ons verhoudingslewe mee te versterk. Nie net met ander mense of met ons familie nie, ja, dit natuurlik ook, maar aan die ander kant veral met God ons verhoudingslewe sal versterk. Want dis na hom toe wat ons op pad is. Dis met hom met wie ons hier op aarde 'n verhouding, 'n liefdesverhouding moet verbind met ons eie lewens. Dis aan hom wat ons moet tyd spandeer, hom beter leer ken. En ook sy genade in ons lewens sal ervaar en sal beleef. Ons tyd is kosbaar. Jy kan geen sekonde of geen minuut daarvan ooit terugkoop nie. By die dood, nou kom ons te staan oor die finaliteit van die tyd wat ek en jy het. Ons moet dit kosbaar gebruik. Tweede ding wat die prediker wil sê in hierdie gedeelte is dat ons moet ook die kosbaarheid van die geskenke waarmee God vir ons oorlaai, moet ons ook besef. Alles wat ons het in hierdie lewe is soos klere wat God vir ons aantrek. As iemand eers uit ons lewe uit weggeraak het, soos wat Job dit ook ten diepste besef het, toe sê hy daar op die ou en toe hy sy gesin moes verloor het, sy diere, alles wat hy moes verloor het, toe staan hy op die ou en toe sê hy, ek is kaal, ek het niks. Sonder hierdie geskenke waarmee God vir my oorlaai het, is ek maar niks nie, is ek 'n nakende mens. En dit bring vir ons by daardie tyd wat ons, en dit is my so pragtig om dit te kon gesien het, julle almal sal sien, hierdie baie mooi collage van fotootjies wat julle saamgestel het, hoe dat Kempie, Marius, hoe dat hy ook omring het met hierdie kosbare geskenke, wat die Here ook in sy lewe vir hom gegee het. Jou gesondheid, die asem wat jy gekry het, die krag wat jy in jou lyf gehad het, jou broers en jou susters, en jou vrou en jou man, en jou kinders en jou kleinkinders, en die natuur waarmee die Here vir ons ook oorlaai het as geskenke. Ons stap so baie maklik en so vinnig verby al hierdie geskenke wat God vir ons gee elke dag. Ons sien dit amper later aan eens nie meer raak nie. Wat nog te sê van waardeer dit? Want tyd gaan verby. En ons verloor baie keer hierdie geskenke ook so langs die pad. En eers wanneer ons die geskenke verloor het, dan kom ons agter hoe kaal ons sonder daardie geskenke van God is. En daarom moet ek en jy op let loop. Moet ons oë oop wees en ons ore oop wees en ons sintuie moet ingespan wees om hierdie kosbare geskenke wat God vir ons gee, om dit te waardeer terwyl ons hulle nog het. Elke een en almal van hulle. Die kosbaarheid van God se geskenke, die kosbaarheid van die tyd wat hy vir ons gee, want dit gaan verby. Die derde ding van die positiewe gedeelte wat die prediker het oor die dood, is hy sê dat die dood maak mense se harte sagter. Want ons treur saam oor 'n gesamentlike geliefde van ons. En ons het daai selfde pyn en selfde seer hier in ons binneste, en daarom word ons harte ook teenoor mekaar sagter vanweë hierdie gedeelde hartseer. Maar saam met hierdie sagter harte wat ons kry by die dood van 'n geliefde, kry ons ook 'n beter begrip. En daardie beter begrip, liewe broer en suster, gaan oor hierdie persoon in wie ons ook ons hartseer kom deel vanoggend. Dis my so mooi, weet julle, dat
Wanneer 'n mens gaan kyk na die woord, die Engelse woord wat gebruik word vir huldeblyke, hier is nou 'n paar huldeblyke wat julle in hierdie pamflet van julle gekry het. Die Engelse woord daarvoor is eulogy. En eulogy beteken om mooi dinge te sê en mooi dinge te doen aan mense. Luister weer mooi. Om mooi dinge te sê en mooi dinge te doen aan mense. Want dit is wat 'n huldeblyk wil doen. Jy wil kom mooi dinge sê oor hierdie persoon wat oorlede is. En as jy die geleentheid gehad het, sou jy nog mooi dinge wou doen, mooi herinneringe wou hê aan hierdie persoon wat oorlede is. Maar nou kom sê die prediker, hy kom sê, dis nie dinge wat net vir 'n begrafnisdiens bedoel is nie. 'n Huldeblyk om mooi dinge te sê oor mekaar en mooi dinge te doen aan mekaar, dit is vir die elke dag se lewe ook bedoel. Julle weet, ons verstaan so dikwels so verkeerd in hierdie lewe. Ons kan so baie keer vaskyk in mekaar se ou klein foutjies. En dan sien ons nie die groter persoon, die mooier persoon agter alles raak nie. En dan wil ons kom by 'n begrafnisdiens en wil ons al die mooi dinge van 'n persoon kom sê, terwyl ons die dinge moet sê wanneer ons lewe. Wanneer ons lewe, moet ons goeie dinge oor mekaar praat en goeie dinge aan mekaar sê. En nie wag totdat ons iemand in 'n kus moet toemaak en dan oor daai persoon mooi blomme wil gooi en mooi gedagtes wil wissel oor daai persoon nie. Want dan is ons bereid om die ou foutjies te vergewe. Hoekom doen ons nie dit terwyl ons lewe nie? Ons kan ons so vasstaar. Sulke harde harte partykeer hê wanneer ons in hierdie lewe is, terwyl mense leef teenoor mekaar. En eintlik moet ons juis sagter harte, groter begrip hê vir mekaar terwyl ons lewe. Die predikerskrywer kom sê vir ons so klein bietjie later, hy sê ons moenie uitstel tot môre toe om 'n beter begrip van tyd te hê. Ons moenie uitstel tot môre toe om die geskenke wat ons uit God se hand elke dag ontvang te waardeer en te gebruik nie. Ons moenie uitstel tot môre en oormôre om sagter harte vir mekaar te wil hê nie en te openbaar nie, om groter begrip te wil hê nie, om hierdie ou harde harte in ons eie lewens te vernietig sodat God ons kan vul met 'n sagter hart vir mekaar terwyl ons lewe vir mekaar die blomme te bring en die goeie dinge te sê en die goeie dinge aan mekaar te doen nie. Ons moet nie uitstel nie, sê hy, want daar kom 'n tyd wat ons dit nie meer kan doen nie. Wat dit vir ons sal verby wees, wat ons te oud gaan lees, maar hoofstuk 11 en 12, wat ons te oud gaan wees om hierdie dinge te gaan doen vir mekaar, teenoor mekaar. Dit lyk vir my, as ek so kyk na Kempie se lewe, dan was dit 'n lewe soos wat hierdie gedig ook wat Santiago vir ons voorgestel het, asof hy 'n vol lewe gehad het, saam met die mense rondom hom, dit geniet het. Sy het vir my gesê, hy het ook seker gemaak dat hy 'n kind van die Here is. Sy Bybel was sy kompas vir sy lewe gewees. En dit is wat die predikerskrywer wil sê, want die vierde ding wat nie in Prediker staan nie, maar wat ons van hoor in Johannes 14,
Dis die aand voordat die Here Jesus aan die kruis gaan sterf het. Toe praat hy met sy disippels. En hy sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie, want hy gaan die volgende dag en hy sterf. Gaan hy hierdie finale ding in sy lewe plaasvind, dat hy sal doodgaan. En hulle was baie hartseer. En hy sê vir hulle, moenie so hartseer wees nie. Moenie so huil oor die dood nie. Hy sê, julle moet glo in God en glo ook in my, julle Here. Glo in God en glo ook in my as julle Here. Hy sê, en dan kom hierdie pragtige deel waar hy praat van die lewe na die dood. En julle moet dit mooi onthou wanneer julle dink ook aan Marius. Want ek gaan hemel toe. Ek sal sterf, maar ek gaan opstaan uit die dood en dan gaan ek hemel toe. En dan gaan ek daar vir julle 'n plek gereed maak. En dan gaan ek julle kom haal sodat julle vir altyd by my kan wees. Dit kan môre wees, dit kan oor 10 jaar wees, dit kan oor 'n week wees, dat die Here jou kom haal soos dat hy ook vir Marius kom haal het. Maar hy sê, want ek maak vir my kinders 'n woonplek gereed. Maar die Here Jesus praat nie met alle mense sommer daar nie, sommer in die bondel nie. Hy maak nie 'n plek gereed in sy hemel, sommer vir alle mense nie. Met wie praat hy? Hy praat met manne en vroue en kinders wat hom lief gehad het, wat hom gedien het, wat hom gevolg het en wat in hom geglo het. Vir sulke mense sê hy ook in die aangesig van die dood, jy moenie ontsteld raak nie, moenie bekommerd raak nie. Jy kan hoop in jou hart hê, jy kan geloof in jou hart hê, dat jy gaan sterf, maar ek sal jou kom haal, sodat jy as my kind vir altyd jou ewige hemelse woning, jou plek daarin kan opneem. En so, Santja, Dominic, Sandra, julle as familie, is dit die troos wat die diens ook vir jou bring, die woord van die Here vir jou bring, die Gees van God ook vir jou wil bring. Vir elkeen van ons wat sê dat ons kinders van die Here is, wat die Here Jesus liefhet en wat in hom glo en wat agter hom aanloop en wat sorg dat ons hom dien met ons lewe. Vir almal van ons, want dis eintlik maar waaroor dit gaan. Dis waaroor die sin van die lewe is. Vir almal van ons wat dit het, kom sê hy ook, moenie bekommerd wees nie. Moenie ontsteld wees oor die dood nie. En vir jou maak ek ook 'n plek gereed en ek sal jou eendag kom haal, sodat jy vir altyd by my kan wees. Mag ek en jy ook so sorg, liewe broer en suster, liewe jong mense en kinders, dat ons lewens maar altyd aan die Here Jesus verbind sal wees. Dat ons hom as ons verlosser en saligmaker sal ken en aanbid en dien en ook sal lief hê. Mag julle ook in die dae wat vir julle voorlê en julle nog baie gaan dink aan Marius, mag dit ook die troos wees wat julle met julle kan saamvat wanneer julle kan dink. Daar kan niks beter of niks groter of niks mooier wees as dit wat die Here se woord ook vir sy kinders kom vertroos mee nie. Amen. Ons hemelse Vader, dankie dat ons ook vanoggend opnuut u woord kon opgeneem het en ook dit wat u deur die predikerskrywer vir ons kom sê, dat ons vir u kan dankie sê vir hierdie tyd wat ons nog het. Tyd wat sekonde gewys aftik en vir ons eie lewens al hoe minder word. Hoe kosbaar is die tyd nie? Dat ons dit sal gebruik om sinvolle goed in die lewe te doen. Sinvol ons liefde te bewys aan ons medemense, aan ons familie,
aan alles wat U vir ons gegee het, maar bo alles sinvolle tyd gebruik om U te leer ken en om U te aanbid en in gehoorsaamheid aan U te lewe. Dankie ook, Here, vir al die geskenke waarmee U ons lewens elke dag oorlaai. U sorg op so 'n wonderlike wyse vir ons. U ondersteun vir ons deur mense en deur geliefdes en deur kinders en kleinkinders en broers en susters en goeie vriende. Op so baie maniere oorlaai U vir ons met U natuurse geskenke. Here, dat al ons sintuie daarbey betrek kan word. Ons loof U vir die goedheid, want dis die klere waarmee U vir ons elke dag aantrek. Sonder dit kan ons so kaal wees. Want niks wat ons het, kom van onsself af nie. Dit alles is net U goedheid en U guns, U genade, wat ons elke dag mee oorlaai word. En leer vir ons, Here, om met sagter harte te gaan leef teenoor mekaar, sodat ons nie so altyd sal vasstaar in klein ou foutjies van ander mense nie, in beselagtighede 'n grootheid maak nie. Leer vir ons om meer toegeeflik te wees teenoor mekaar, mekaar te aanvaar en mooi dinge te sê en te doen aan mekaar terwyl ons lewe, om die blomme te bring, nie eendag wanneer iemand oorlede is nie, maar terwyl ons nog lewe. Wys vir ons hoe ons met 'n sagter en 'n meer begrypvolle hart in hierdie wêreld teenoor mekaar en teenoor alle mense sal gaan lewe, want dis hoe U vir ons die voorbeeld kom stel het. En gee dat ons lewens so sal inrig, dat dit sal getuig daarvan dat U ons lewe is, dat ons U liefhet, Here Jesus, dat ons aan U gehoorsaam is en dat ons in U glo en dat ons ook U sal dien. Want U sê, as dit so is met ons, dan sal U vir ons ook eendag kom haal om ons ewige woonplek by U op te neem. Dankie opnuut ook, Here, vir Marius, wat U 70 jaar gelede gegee het, en wat U ook derentyd gebruik het, om op soveel maniere ook 'n invloed te kon wees in so baie mense se lewens. Ons weet dat U ook met hom 'n baie spesifieke doel gehad het, en ons eer die herinnering aan hom, Here, en is ook my gebed dat U sy familie en vriende ook op die pad vorentoe, wanneer hulle nog baie gaan verlang na hom, baie aan hom gaan nadink, dat hulle ook steeds hierdie mooi dinge van hom sal onthou, en dit wat goed, en dit wat opreg, en dit wat in U naam ook eerlik en aangenaam was, dat ook dit vir ons 'n riglyn mag wees om ons eie lewens op te skoei. Gaan U so met elkeen van ons, ook in sy nabye familie, en wil U ook vir hulle verheerlik met U teenwoordigheid en met U troos van U Heilige Gees alleen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir, daar's 'n musikale huldeblyk, en dan daarna gaan ons vra dat die persone wat ook die familiehuldeblyk gaan bring, en dan daarna ook die bedanking sal kom doen, asseblief.
In a world where heroes come and go, where God just took the old. Longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and now we'll hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Sjoe, my hart klop nou so. Om tyd saam met my pa te spandeer, het altyd vir my soos 'n groot voorreg gevoel, selfs van kleintyd af. Ek onthou die warm dae by die strand, lang stappies, baie gesels en sy sin vir humor. As ons in die see geswem het, het hy altyd vir my as kind gesê, wat skuur so? Dan gil ek en hardloop uit die water uit en word dan lachend weer teruggepaai. Hy het my selfs oor skoolvakansies 'n paar keer saam werk toe gevat. By die abattoir het hy altyd vir my interessante goedjies gewys en my vertel van wat hy doen. In die slagpale het ek gekyk van 'n hoekie af hoe hy werk, en as ek net wegkyk, het hy my met 'n skaapniertjie gegooi, net om weer my aandag te kry, en weer eens sy humorsin. Soos ek oor die jare ouer geword het, kon ons lank gesels en filosofeer oor 'n glasie of 2, tot die vroeë oggendure. Hy was beslis enig in sy soort. Hy was baie lief vir mense, en natuurlik baie erg oor sy familie. Maar regtig amper almal wat hy ontmoet het. Hy kon land en sand gesels met enige mens van enige aard. Verder was hy baie lief vir dartspeel en het glad nie daarvan gehou om te verloor nie. Hy het graag Ami-stories vertel en was mal oor 'n bargain. Hy kon tog te lekker spog oor sy kopies by my. Een van sy heel beste sêgoetjies waarvoor hy bekend was, dis nie 'n Mickey Mouse dit of dat nie. En dan was kosmaak ook iets waarvoor hy baie lief was, en het gereeld met smaak vertel wat hy eet, en ook 'n foto of 2 van die proses vir my ge-WhatsApp. Aan sy broers en susters, hy was baie erg oor julle. Dan Estelle,
tannie Margie, oom Eker, neef Erwin. Jy was so 'n goeie vriend vir hom. Sandra, sy lewensmaat, hy was baie, baie lief vir jou. En julle het so baie dinge saam gedoen en geniet. Hy het my gereeld vertel van sy dag, wie hy gesien het, wat hy gedoen het in detail. Hy het seker gemaak ek was op hoogte van wat in almal se lewens aangaan. Verlede jaar het hy 70 geword en ek is so bly ons kon hom vir sy verjaarsdag in die Kaap by ons hê. Ek het nooit gedink dit sal die laaste keer wees wat ek hom sou sien nie. Ons het op die groot dag tot laat aand gekuier en geluister na hom en sy ou skoolpel se stories en lekker saam gelag. Hierdie afgelope week was vir my baie moeilik. Ek moes afskeid neem en sy dood verwerk. Ek en hy het ook maar baie keer koppe gestamp. Ons is albei lekker hardkoppig. Maar diep binne in my bors, en ek weet ook in syne, het ons mekaar verstaan en mekaar baie lief gehad. So ek wil net sê, my liewe pa, ek is lief vir jou en ek gaan jou mis. Baie dankie, Sancha. Ek is net gevra om 'n huldeblyk te gee aan oom Marius. Ek gaan begin met 'n boodskap van sy suster Estel. My liefste Marius, met trane en hartseer groet ek jou. Jy was ons steunpilaar, altyd opgeruimd. Jy het ons familie saamgebring. Baie dankie vir wat jy vir my beteken het en die kuiertjies hier by die ouete huis. Jou stoel is leeg. Sal jou mis, my broertjie. Rus sag tot ons weer ontmoet. Estel. Verskoon. Oom se onverwagste heengaan was 'n skok vir almal. Alhoewel die hartseer nog so werklik is, weet ek, jy wou nie hê ons moet hartseer bly nie. Want die lewe gaan aan. Ons is hier om jou lewe te vier. Soos ek dink, jy dit wou hê. Vir my as kind, was daar altyd opgewondenheid as oom kom kuier het, of wanneer daar planne was om by jou te gaan kuier. Ek onthou die geel Toyota Corolla, wat jy gery het waarmee jy vir Sancha en vir my opgetel het, vakansietye, asook die lekker kuiers saam met jou broers en jou susters en van my neef se niggies verjaarsdae en Kersfeestye. Jou unieke lag was aansteeklik en dit 'n vertrek opgehelder. Jy was gemaklik met oud en jonk, jy was mens en kon praat met all walks of life. Jou persoonlikheid het mense aangetrek. Jy het 'n punt daarvan gemaak om jou lewe te geniet, veral tydens jou aftrede. 'n Vakansie na Ierland saam met Sandra, asook 'n bootreis saam met familie en vriende was van die dinge wat jy gedoen het. Jy het ook onlangs in 'n lugballon gevlieg. Gereelde kuiers saam met kennisse by jou gunsteling watergat was aan die orde van die dag. Jy was lief vir ou motors. Die 1940 Ford Coupé wat oom vir Liam se geboorte gegee het, getuig daarvan, en 'n besoek aan die Rupert Motormuseum was op jou bucketlist.
Jy was lief vir jou familie en het 'n verhouding met meeste gehad. Vir jou 70ste verjaarsdag is oom Kaap toe om tyd saam met Sancha, ou vriende en ander familie deur te bring. Desember was ons gelukkig om oom saam met ons te hê by my pa se 80ste verjaarsdag. Min het ons geweet dat dit ons laaste kuier saam met jou op aarde sou wees. Ons mis oom al klaar, maar die goeie herinneringe leef aan in ons harte. Tot ons weer sien, my chom. Ek is net gevra om 'n paar bedankings te doen namens Sancha. Sancha wil graag die volgende mense bedank. Dankie aan al die familie en vriende vir al die mooi boodskappe en meegevoel. Dit beteken baie meer as wat julle besef. Baie dankie vir Ashley en sy vrou Marina vir julle gasvryheid en vriendelikheid. Dan ook aan Herman Nel, die koster by die kerk, en sy vrou vir al hulle harde werk en bereidwilligheid om ons te akkommodeer. Dankie aan Dominee Olifant, wat op so kort kennisgewing vir ons kon help met die diens. En laastens baie dankie vir Sandra vir al jou ondersteuning en raad. Dit word baie waardeer. Baie dankie. Baie dankie, ons is so amper klaar. Ek wil maar net vals van nog net die formulier doen, dan sal ek afsluit en ek wil maar sommer namens die familie vir julle uitnooi om na die saal toe te gaan as ek dit reg het. Daar sal verversings, miskien tee, koffie en die tipe van ding ook wees. Julle is welkom om ook soontoe te kom. So goed, baie dankie ook vir die bedankings te doen en vir die huldeblyke en die ander wat ook huldeblyke op die pamflette gedoen het. Julle kan dit maar gaan lees, dit is 'n pragtige gedig daardie een. Ek het sommer net een ding oor gedink. Lyk vir my, jou pa is my een ding voor en met bucket list so goed. En dit was nou die lugballonsery. Ek wil baie graag daar oor Kappadosie en Turkye nog 'n lugballon gaan ry. Maar ek weet nie of dit my beskore gaan wees nog om daar uit te kom nie. Maar ons is so bly dat hy julle dit kon geniet het saam met hom nog. So die Here sy maniere om dinge uit te werk. 'n Pragtige, lekker reunie wat julle kon gehou het in die Kaap, om ook sy laaste tyd te kon vul met mooi dinge wat julle saam met hom kon deurgemaak het. Mag dit vir julle ook bybly, vir julle almal. Julle hartseer ook ligter maak, julle vertroos in al die mooi dinge wat julle saam met hom kon beleef het, hoor. Mag die Here vir julle elkeen ook baie seën en baie sterkte ook vir die tyd vorentoe. Veral ook hier, dis nooit maklik om op Kersdag 'n pa of 'n vriend of 'n broer of iemand te moet verloor nie. Ook ons hart het so uitgegaan na julle toe, Sancha, toe ons dit gehoor het. So, en ek sê altyd, liewe vriende, wanneer daar 'n troos of 'n roudiens plaasgevind het, dan is alles nie ewe skielik nou maar sommer weer net reg nie. Hierdie pyn en die hartseer en die dinge vat maar 'n tyd om ligter te word, om so 'n bietjie makliker te word. Nie dat dit ooit weer alles sommer gaan regkom nie. En ons het baie wonderlike maniere, deur middel byvoorbeeld van om 'n ou WhatsAppie te stuur of 'n oproepie te maak na hulle toe as familie wat so diep geraak is hierdeur. Wil julle nie ook in die dae wat voorlê aan hulle dink wat treur en wat hartseer is oor 'n pa en 'n broer en 'n vriend wat so diep geraak is deur die dood nie. So dink maar aan hulle, stuur vir hulle so 'n ou dingetjie, net om vir hulle te bemoedig en te versterk ook weer eens, hoor. So, kom ons gaan nou almal sommer net staan. Dan gaan ek vir ons die formulier ook doen, rondom die begrafnis. En dan daarna sal ek die seën uitspreek, en kan u ook uitbeweeg na die saal se kant toe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat Marius Kemp deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self ook sy troos en bemoediging.
Hy het ons beloof dat hy ons smart sal verlig, dat hy met ons sy liefde en krag sal bystaan en dat hy verder ook met ons sal gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Want deur die dood kom roep God die ongelowige mens tot bekering. En hy kom roep sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, dan sterf ons ook tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, mag dit so wees dat ons aan die Here sal behoort. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, nou en tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, ontvang nou die seën van die Here, gaan met sy vrede en sy vreugde en sy troos ook na julle huise. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die bystand en die krag en die vertroosting van sy Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly, nou en vir altyd. Amen.